Bayer, science for a better life. Kokseriose onder veekeris kan ernstige ekonomiese implikasies vir produsente inhou. Ons gesels met Dr. Clint Austin, die hoof van kliniese ontwikkeling by Bayer Dieregesondheid, oor die opportunistiese siekteverwekkende organisme. Goeiemôre Clint. Goeiemôre. Nou wat presies is kokseriose en watter spesies van plaasdiere is vatbaar? So kokseriose is 'n parasiet dit is 'n protozoa, so dit bestaan uit 'n enkele sel. En dit is 'n parasiet wat in die holte van die darm van plaasdiere woon. En dit veroorsaak verskriklike skade aan die wand van die darm, want die parasiete dwing die wand van die darm in. En soos wat hulle reproduseer, bars hulle die selle van die wand van die darm. En dit kan verskriklike skade veroorsaak, diarree en selfs vrektes onder vee. Dit klink nogal ernstig. Wat is die ekonomiese implikasie van kokseriose? Kyk, omdat hierdie diere, hulle kry diarree, hulle raak siek, hulle kan dalk vrek as gevolg van die siekte. Omdat die wand van die darm so beskadig is voeromsettingsvermoë ook geaffekteer. So dit belemmer produksie en groei. En dit het direkte ekonomiese of finansiële impak op die boer. Nou goed, baie belangrik, watter produk stel jy voor en op watter stadium sou jy aanbeveel dat boere dit moet gebruik? Bayer het 'n produk met die naam van Baycox. En dit is gebruik so vroeg soos moontlik nadat die dier gebore is, kom ons sê in klein skape of skape aangeplante weidings binne die eerste 2 weke, maar dit hang ook af aan waar die bron van die besmetting is. As die bron van die besmetting op die lande is en die skapies of die klein skape word eers op 3 tot 4 weke op die lande uitgelaat, dan is dit dalk 'n goeie idee om hulle dan te behandel, om seker te maak dat die produk in die stelsel is teen die tyd wat die besmetting nou verteenwoordig is. Wat maak Baycox anders? Baycox bestaan uit toltrazuril en toltrazuril maak die vrylewende stadie van Baycox in die holte van die darm dood. In die wand van die darm dood. Die vrylewende stadie binne in die holte van die darm word nie doodgemaak nie. En dit is nog redelik belangrik omdat die dier blootgestel is, antigenies blootgestel is aan die protozoa, raak hulle immuun daarteen, maar sonder om die skade aan die wand van die darm eers op te doen. Is dit belangrik om die dosis jaarliks te herhaal? Nee, dis nie nodig nie. So wat ons wel doen, kyk, volwasse diere raak wel immuun teen kokseriose, maar die probleem is as hulle blootgestel is aan kokseriose, doen hulle eers die skade aan die wand van die darm op voordat hulle immuun raak. So wat Baycox wel doen is dit laat toe dat die diere immuun raak sonder om daai skade op te doen. So volwasse diere moet gewoonlik nie behandel word nie, maar tensy daar nou dalk 'n uitbraak is, kan hulle ook behandel word met Baycox. Watter ander bestuurspraktyke kan produsente toepas om die voorkoms van kokseriose dan nou te verminder? Kokseriose is moeilik. As dit eers op die lande is, veral op oorgeplante weidings of in besproeide oorgeplante weidings, raak mense nie ontslaaf van kokseriose op die lande nie. Skape gaan blootgestel word en hulle gaan besmet word. Skape wat elke aand gekraal word, kan dalk 'n probleem wees, lekkende waterkrippe, wat hierdie organisme baie lank in die omgewing kan leef, veral onder nat toestande. Is dit moeilik om slaag te raak daarvan en daarvan kan 'n boer moet dit net bestuur. So met ander woorde, nattigheid in 'n kraal kan dan die moontlikheid van 'n infestasie verhoog. Beslis, ja, beslis. Het jy enige ander raad vir ons waar boere dalk moet let in terme van hierdie probleem? Ek sou sê die inkubasieperiode, en dis nou die periode tussen besmetting en die eerste kliniese tekens of simptome in jou patogeniese spesies van kokseriose omtrent so 3 weke. So as skape of suiwelbeeste op 'n spesifieke stadium in hulle produksie gereeld met diarree begin neerkom of neerlê, is dit dalk 'n goeie idee om kokseriose te onderweeg. 'n Veearts kan baie maklik 'n diagnose van kokseriose maak deur om stoelgang te analiseer. En dan is dit altyd 'n goeie idee om dit te behandel en ook te bestuur. Nou goed, baie dankie. Dit was Clint Austin, die hoof van kliniese ontwikkeling by Bayer Dieregesondheid.